Fase 4 is ontwikkeling. In fase 1 het ons gesê, ek het invloed op mense omdat ek die regte inligting het. Fase 2, ek het invloed op mense omdat ek die regte verhouding met hulle het. Fase 3 sê ek het invloed op mense omdat ek die regte rigting met hulle stap. Maar nou moet ek ook verantwoordelikheid aanvaar en ek moet hulle ontwikkel. En dit is makliker as wat jy dink. Dit is nie eintlik moeilik nie. Onthou, as iemand op fase 4 is, dan is hy klaar gereed en hy wil groei en hy's gereed om te groei. Hy het klaar verhouding met jou en hy vertrou jou klaar. Ek het invloed op mense omdat hulle kan sien hulle lewens verander omdat hulle saam met my 'n pad stap. Nou onthou, dit gaan nooit oor my en oor jou nie. Dit gaan oor Jesus. En wanneer ek en jy so gefokus is op die Here Jesus, soos Paulus sê in 1 Korintiërs 2 vers 2, het dit 'n invloed op die mense om ons se lewe. Ons taak is nie net om mense by Jesus te bring nie. Ons taak is om hulle disippels te maak. Nou Amos 3 vers 3 sê, hoe kan twee mense 'n pad saamloop as hulle nie vooraf afgespreek het nie? Dit is so. Nie almal gaan met jou die pad stap nie. Jy gaan met iemand te gesels hê en jy gaan hom nooi en hy gaan nie instem nie. En jy gaan aanstap na die volgende persoon toe. En jy hoef dit nie persoonlik op te neem nie. 'n Volgende persoon gaan sê ja, maar jy gaan net 'n fase met hom stap of 2 fases en iemand anders gaan verder met hom stap. En jy hoef nie bekommerd te wees nie. Soos ons in fase 3 gesê het, jy stap net die pad met die mense wat die Here oor jou pad stuur. Wat belangrik is van my kant af is dat ek wel toegewyd moet wees aan die mense wat die Here oor my pad stuur. Mense se geestelike groei moet vir my belangrik wees. Paulus sê in Kolossense 1 vers 28 en dit wys, hy het verantwoordelikheid aanvaar vir almal wat die Here oor sy pad stuur, het hy gesê hom, dis Christus, verkondig ons, deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid en onderrig geleer, sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus Jesus kan bring. En dis Paulus. Paulus se hart is, hy aanvaar verantwoordelikheid vir elkeen om hom. En ek en jy moet om ons kyk, en ek wil jou nou uitdaag, vat 'n pen en papier, en maak 'n lys van die mense, wat die Here oor jou pad gestuur het, oor wie jy jou moet ontferm, in wie se lewens jy 'n invloed het, en wie jy vandag moet ontwikkel. En dit is fase 4.